'n volk wat koersloos is, wat nie weet waarheen hy wil nie, sal ook nêrens kom nie, soos die mens in sy persoonlike lewe. Dit is die keuse van die ideaal, die helder stel van die mikpunt, wat op die ou end tot oorwinning lei. En dit is van die dag dat ons as volk die republiek as ideaal gestel het, dat hy met krag besiel is en voortgegaan het dag na dag om altyd verder en verder vorentoe te beweeg op elke terrein van die lewe. Goeiedag almal, ek is Meinhard Peters van Pretoria en ek gaan vandag met u gesels oor die lewe en werk van Dr. Hendrik French Verwoerd, die baie bekende eerste minister van Suid-Afrika vanaf 1958 tot 1966. Hierdie groot Afrikaner leier was die eerste minister van Suid-Afrika vir daardie 8 jaar tot 1966, toe hy in die Volksraad in Kaapstad om die lewe gebring is deur 'n lid van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, ene Demetrio Tsafendas. Sy termyn as eerste minister het dus 8 jaar beslaan, terwyl hy eintlik die vorige 8 jaar ook besondere diens aan ons land gelewer het, as minister van Materiële Sake, naamlik vanaf 1950 tot 1958. Ons konsentreer op enkele belangrike aspekte wat perspektief sal verskaf op hierdie groot leier se beleid en sy visie vir die land. Dus gaan dit ook vir ons oor die lewe en die toekoms van die Afrikaner volk as sodanig en van die blankes se toekoms in Suid-Afrika. As sodanig moet die era van Dr. Verwoerd, wanneer ons dit goed verstaan, vergelyk word met die rampspoedige pad waarop Suid-Afrika geplaas is sedert die ver linkse revolusie in ons land tussen die jare 1990 en 1994, wat uitgeloop het op 'n nuwe grondwet met 1 man, 1 stem, en die grondwet is in 1996 aanvaar. Hierdie revolusie wat ek van praat, is nou reeds meer as 30 jaar in die verlede. Maar dit het duidelik aan die lig gekom wat ons verloor het toe ons Dr. Verwoerd verloor het. Laat ons terugkyk na die suksesverhaal van Afrikaner nasionalisme tussen 1948 en 1966 onder die sterk leiding van Dr. D.F. Malan, advokaat J.G. Strydom met Dr. H. Verwoerd, het daar 'n stabiele en voorspoedige Suid-Afrika ontstaan, met 'n uiters bekwame regering wat aan 'n omvattende plan gewerk het om aan die blankes in ons land 'n vaste en 'n veilige toekoms te kan aanbied. Terselfdertyd is daar hard gewerk daaraan om dieselfde stabiele toekoms te skep vir elk van die ander etniese groepe in ons land, so om en by 10 ander groepe. Aan hulle is gegeen wat ons vir onsself beplan het. In gewone Afrikaans is dit wat die beleid van afsonderlike ontwikkeling beteken het. 'n Beleid wat in die dekade van die 1960s uitstaande suksesse opgelewer het. Onafhanklike gebiedsowerhede en selfbeskikking vir die Bantu volke was in voorbereiding. Terselfdertyd is die blankes wat moderne Suid-Afrika opgebou het, verseker van 'n veilige toekoms, sodat hulle hul eie ontwikkeling kon nastreef onder die vlag van 'n afsonderlike en onafhanklike staat, naamlik die Republiek van Suid-Afrika. Vir baie van ons is hierdie geskiedenis bekend, maar vir die jonger geslag is dit nie so nie.
volksleiers en staatsmanne word gewoonlik ten beste beoordeel aan die toestand waarin hulle land was toe hulle uitgetree het. Daar word dan gevra, wat het hulle bereik en wat het hulle tot stand gebring? Wat was die resultaat van hulle werk? En dikwels is dit ook dat hierdie leiers maar vir 'n baie kort rukkie in 'n land aan die spits van sake kon gestaan het. Wanneer ons uit hierdie perspektief na Dr. Verwoerd sou kyk, is dit opvallend hoe die jaar 1966, die jaar waarin hy dood is, as 'n werklike jaar van triomf vir hom bestempel kan word. Alles wat vooraf gegaan het tot die tragedie van September 1966, getuig eintlik van die groot sukses wat hy behaal het in sy persoon as leier van die Nasionale Party, maar dan ook as staatshoof, as leier van die regering. Ons gaan net so kortliks na van hierdie hoogtepunte en van hierdie suksesse verwys, veral hoe dit nou in 1966 uitgeloop het. In die eerste plek, die eerste uitdaging wat Dr. Verwoerd reg aan die begin van 1966 mee te doen gehad het, was die situasie in Rhodesië. Op 11 November 1965 het Rhodesië die groot stap gedoen, en ook die ongewone en onverwachte stap, om onafhanklikheid van Brittanje te verklaar. En het die Britse regering onmiddellik begin om ekonomiese sanksies en druk op meneer Ian Smith se regering uit te oefen. Daar was selfs die moontlikheid van militêre ingryping. Dit het Suid-Afrika natuurlik onmiddellik in die brandpunt geplaas, omdat Brittanje van ons verwag het om ook op dieselfde wyse druk op Rhodesië uit te oefen. Ons handelsbande met Brittanje was uiteraard in gedrang. Sou ons nie inval by Brittanje se wense nie, kon daar ook sanksies teen Suid-Afrika toegepas word. Dr. Verwoerd het met uitsonderlike moed en groot wysheid opgetree teen hierdie Britse aanslag, omdat hy 'n onafhanklike Rhodesië as 'n waardevolle vennoot en bondgenoot in Suid-Afrika verwelkom het. Hy het dus hierdie onafhanklikheidsverklaring van Rhodesië verwelkom. Op baie behendige wyse het hy daarvoor gesorg dat noodsaaklike produkte soos brandstof en olie Rhodesië kon bereik. En hoe het hy dit gedoen? Hy het naamlik private kontrakteurs toegelaat wat Rhodesië vrywillig wou bystaan om af te lewer, brandstof, voedselprodukte, olie, wat ook al. Hy het ook geweier om die spoorlyn te sluit na en van Rhodesië. Dr. Verwoerd het die groot druk van Brittanje met sy eerste minister Harold Wilson eenvoudig teengestaan en daardeur die agting gewen van Engelssprekendes in Suid-Afrika, maar ook die van die Rhodesiërs self. Dr. Verwoerd se status het deur hierdie moedige optrede sterk gegroei. Een van die hoogtepunte van sy loopbaan in 1966. 'n tweede hoogtepunt het kort daarop gevolg, naamlik met die algemene verkiesing van 30 Maart 1966. In hierdie verkiesing het die Nasionale Party onder Dr. Verwoerd se leiding sy verteenwoordiging in die parlement opgeskuif met 'n indrukwekkende wins van 24 setels. Die Nasionale Party se setels voor Maart 1966 was 102 en na die verkiesing was daardie setelgetal na 126 opgeskuif, 24 bykomende setels. Die Verenigde Party, wat die hoofopposisieparty was, het voor die verkiesing 49 setels gehad en na die 30 Maart verkiesing geëindig met net 40 setels. Hulle het dus 8 setels verloor. Die progressiewe party wat in die vorige verkiesing 1 setel gehad het, ook maar net die 1 setel behou wat hulle gehad het. Dit het gebeur ten spyte van buitelandse kritiek, binnelandse beswadering in die Engelse pers en al die pogings van die oppositiepartye om Dr. Verwoerd se beleid as gevaarlik en onwerkbaar voor te stel. Die linkse politiek
Die linkse aanslag op Dr. Verwoerd het dus klaaglik misluk en hy het as leier baie sterk uit daardie verkiesing na vore getree. Kort daarna, op 31 Mei 1966 het toe die Republiekfees gevolg. 'n verdere hoogtepunt. Dit het plaasgevind met 'n skouspelagtige militêre parade en 'n pragtige kultuurfees by die Voortrekker Monument in Pretoria. Dr. Verwoerd het by die geleentheid 'n historiese toespraak gelewer, wat vandag nog dikwels aangehaal word. Die Republiekfees was die getuienis van die stewige leiding van die Verwoerd regering, en dat die Republiek, wat die vyande van ons land gesê het, sou misluk op ekonomiese gebied, uiteindelik sterk en onafhanklik voortbestaan het. Daarby is daar ander belangrike dinge om op te let. U sal onthou dat daar in die vroeë 60er jare baie pogings aangewend is, veral na Sharpeville, om onrus in die land te stook en om die land onregeerbaar te maak. Maar teen 1966 was dit ook duidelik dat die regering die kommunistiese ondermyning van die orde in die Republiek behoorlik te bowe gekom het. Die samesweerders van Rivonia is in Julie 1963 gevange geneem en voor die gereg gedaag. Hulle was volgens al die beskikbare getuienis besig met 'n hoogverraad aksie. U sal onthou die operasie Mayabuye, deur 'n gewapende opstand te beplan, waarby Nelson Mandela natuurlik ook betrokke was. Van hierdie aangeklaagdes is gevonnis tot lewenslange gevangenskap. Slegs 2 van die aangeklaagdes het ontvlug na die buiteland. Boonop was die leier van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, advokaat Bram Fischer, ook gearresteer. Deur goeie speurwerk en toepaslike wetlike maatreëls is die kommunistiese aanslag suksesvol afgeweer en is die ondergrondse voorbereiding vir 'n opstand teen die staat in die kiem gesmoor. Al die waarnemers van daardie era getuig oor die sterk ekonomie wat daar geheers het teen 1966, maar eintlik vir die beste deel van daardie eerste 5 jaar van die Republiek. Die Republiek is gekenmerk deur 'n hoë ekonomiese groei en die snelle uitbreiding van sy infrastruktuur. Daar was die Nywerheidsontwikkelingskorporasie wat die hoofinstrument was om infrastruktuur te skep en om nywerheidsgroei en nywerheidsbelegging aan te moedig. Dan was daar uitbreidings by Yscor, uitbreidings by Sasol, groot ontwikkeling in Suid-Afrikaanse spoorweë en hawens, ontwikkeling van die hawens vir uitvoere. Die Suid-Afrikaanse lugdiens het gegroei en van krag tot krag gegaan. Dan was daar ook, ter wille van veiligheid, nuwe ontwikkeling in kruisstuigproduksie, byvoorbeeld by Atlas, waar ons begin het om vliegtuie te vervaardig, en kruiskorse filiale, wat aan al die behoeftes van die Suid-Afrikaanse weermag kon voorsien. Uitstaande in daardie tydperk was ook die ontwikkeling by Pelindaba met die verryking van Iran en die navorsing wat daar van stapel gestuur is. Maar ook die ander dienste soos posdienste, die buitelandse senders van die SAIK, die bou van damme en besproeiingsskemas, die hoeksteenlegging van die H.F. Verwoerd dam en uitbreidings in die staatsdiens, alles ook getuienis van vooruitgang. So daar ook die departement van beplanning ontstaan, universiteite het gegroei, opleiding van verpleegsters, onderwysers, nuwe klinieke en hospitale het als getuig van daardie pragtige era van ekonomiese ontwikkeling en vooruitgang in ons land. Dink maar aan die grensnywerhede wat op strategiese plekke gevestig is om aan swartes werk te verskaf naby hulle tradisionele woongebiede, sodat hulle nie hulle tuisland eintlik hoef te verlaat nie en hulle by hulle gesinne kon wees. Boonop het Suid-Afrika ook begin om homself strategies
te beskerm deur te begin prospekteer vir olie. Daar het Sucor later ontstaan. Die lys van snelle vooruitgang was indrukwekkend. Dis alles goed gedokumenteer in publikasies uit daardie tyd, wat mens maklik kan naslaan. Byvoorbeeld Panorama, wat deur die Departement van Inligting uitgegee is, Lantern, wat deur die Departement van Onderwys uitgegee is, Bantu-administrasie se maandblaaie en in sakeblaaie soos Handhaaf, die lyfblad van die Afrikaanse Handelsinstituut. Lees maar ook die nuusbriewe van die banke, soos Volkskas. Lees ook Finansies en Tegniek, wat gepubliseer is deur Anton Rupert se Rembrandt Maatskappy. In die kwartaalverslae van die Suid-Afrikaanse Reservebank kan die groeikoers van die bruto binnelandse produk nagegaan word, en dit vertel die hele verhaal. Ek gaan dit maar hierso opnoem. Tussen 1960 en 1961 was die groeikoers 3,8%. Dit is die stadium waar die Republiek tot stand gekom het. In die eerste jaar van die Republiek, 1961-1962, het die groeikoers opgeskiet na 7,1%. In 1962-63 na 7,8%, alles op 'n stygende lyn. Van 63 tot 64, 6,4%. 'n klein daling in 64-65 na 4,7% en in 65-66 na 5,0%. In die jaar daarop, 66-67, was dit weer terug op 7,14%. Mens kan sê dat die gemiddelde groeikoers in die omgewing van 6% was oor daardie periode waar Dr. Verwoerd eerste minister was. Terselfdertyd is inflasie van die geldvoorraad laag gehou. U sal weet dat dit 'n groot bydrae gemaak het tot die lewensstandaard van almal in Suid-Afrika. En kortliks het dit soos volg verloop volgens Mercabank se verslae uit daardie tyd. Inflasie was in 1960 slegs 1,3%. In 1961 2%. In 1962 1,25%. In 1963 1,34%. En in 1964 2,5%. Nou vergelyk dit met hoe dit opgeskiet het na syfers in die omgewing van 14, 15, 16% in die 80er jare, en selfs na die herdefinisie van die inflasiesyfer vandag, is dit in die omgewing van 6, 7%. Vergelyk dit met die 1,5% van die tyd van Dr. Verwoerd. Nou ja, as gevolg van 'n hoë groeikoers en stygende invoere en stygende beleggings, het inflasie toch effens gestyg na 4,7% in 65, maar weer gedaal na 3,49% in 1966. In 1968 was inflasie terug na 'n vlak van 2%. U sal besef dat met 'n snel groeiende land daar meer invoere in die nywerheid is as wat daar uitvoere is. Die ekonomiese groei in die eerste 5 jaar van die Republiek onder Dr. Verwoerd se leiding word deur ekonome as 'n wonderwerk beskryf. Die jare is ook gekenmerk deur byna volle indiensneming in die arbeidsmag. Volgens die ondersoek van die Strassacker Kommissie in 1966 sou dit lei tot groot tekorte aan ingenieurs en bestuurders. Universiteite het hulle gereed gemaak om daardie uitdagings te aanvaar. Dieselfde het gegeld vir die opleiding van mediese dokters, verpleegsters, maatskaplike werkers, onderwysers en ambagsmanne. Die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika getuig van die groot sukses, nie alleen van Dr. Verwoerd as persoon nie, maar van sy beleid, van die staatsbestuur en van die oordeelkundige finansiële hantering van die staatskas. Terwyl daar 'n felle aanslag op Suid-Afrika was oor sy teenwoordigheid as mandaathouer in Suidwes-Afrika, het die Verwoerd-regering so knap opgetree dat die uitspraak van die Wêreldhof in Den Haag in Suid-Afrika se guns was. Suid-Afrika kon by die hof aantoon dat die ekonomiese ontwikkeling van Suidwes-Afrika
uiters suksesvol was en dat die beskuldigings van onderdrukking en verwaarlosing ongegrond was. Die uitspraak ten gunste van Suid-Afrika het op 18 Julie 1966 gekom. En dit was dus minder as 2 maande voor die aanslag op Dr. Verwoerd se lewe. Nou ja, ten hierdie agtergrond, hierdie opvallende suksesse, het Dr. Verwoerd se aansien, daarmee saam die status van die republiek hoog opgestoot. Al die voorspellings in 1960 en 1961 dat die republiek sou misluk, is verkeerd bewys. Die valse voorstellings en doemprofesieë oor Dr. Verwoerd is verkeerd bewys. Dr. Verwoerd was inteendeel op die kruin van sy loopbaan. Hy was boonop blakend gesond en die kiesers het hom klinkende oorwinnings by die stembus besorg. By vriend en vyand het hy agting afgedwing, ook onder die leiers van die swart tuislande in Suid-Afrika. Dit is dus geen wonder nie dat ons land se vyande 'n ander plan moes beraam, naamlik om Dr. Verwoerd deur middel van 'n gruwelike sluipmoord om die lewe te bring. Dit moes ook gedoen word op 'n wyse om die maksimum skok in die land te veroorsaak. Hulle kon Dr. Verwoerd nie tot val bring deur sanksies nie. Hulle kon dit nie doen deur oppositiepolitiek by die stembus nie. Hulle kon dit nie doen deur binnelandse onrus, sabotasie en dade van terreur nie. Die groot propaganda-aanslag deur middel van die Wêreldhof het uiteindelik klaaglik misluk. Dr. Verwoerd se leierskap het die beplanning van Suid-Afrika se vyande beide in die buiteland en in die binneland in die war gestuur. En juist daarom is hy persoonlik geteken, omdat hy nie gebuig kon word, soos sy opvolgers na hom kennelik gebuig kon word nie. Uit ons vorige opmerkings is dit duidelik dat Dr. Verwoerd se regering onkeerbaar op pad was met hul belangrikste uitdagings: die ekonomiese groei van die republiek, die uitbreiding van die infrastruktuur van ons land, die ontwikkeling van swart tuislande en die afweer van buitelandse inmenging. Boonop is ondermyning van Suid-Afrika deur kommunistiese organisasies, soos ek genoem het, en saboteurs effektief gekortwiek. Hoe het dit dan gebeur dat Suid-Afrika se eerste minister in die parlementsgebou te midde van die beskerming wat mense rondom hom kon bied, vermoor is? Die sluipmoordenaar was klaarblyklik goed voorbereid en het presies geweet wat hy wil doen. Hy het 'n rare oomblik gekies toe Dr. Verwoerd sy sitplek in die raadsaal ingeneem het, op 'n oomblik op 'n tydstip toe daar nog min mense in die saal was. Tsafendas was toegerus met 2 dolke om sy werk te doen. Dolke wat hy dieselfde oggend aangeskaf het by 'n winkel in Kaapstad. Hy was gereed vir 'n geveg met enige een wat hom kon teenstaan. Op 'n vraag wanneer die gedagte ontstaan het om Dr. Verwoerd te vermoor, later voor 'n regter, het hy geantwoord dat hy reeds met sy aanstelling aan die einde van Julie 1966 daaraan begin dink het. Met ander woorde, dit was reeds weke voor die tyd 'n beplande sluipmoord. Die vraag wat later dikwels gevra is en nog steeds nie klinkklaar beantwoord is nie, is wie sy medepligtiges was en dan wie hom kon gebruik het in sy verklaarde vyandskap teen die eerste minister. Van belang in hierdie verband is die getuienis dat hy enkele jare van tevore teenoor 'n werkgewer verklaar het: I will get you and I will also get your prime minister. Die oogmerk om Dr. Verwoerd te vermoor het dus in die gedagtes van Tsafendas lank voor die sluipmoord ontstaan. As 'n aktiewe lid van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party is dit net redelik om te aanvaar dat hierdie oogmerk van hom binne sy eie politieke kringe bespreek sou word. Boonop het die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party onder die leiding gestaan van 'n faksie revolusionêre van figure van Johannesburg
waaronder mense was soos Joe Slovo, Arthur Goldreich, Harold Volpe, Berman en ander. Dit is bekend dat hierdie faksie uitgebreide verbintenisse gehad het oor see, veral in Londen, sodat dit ook redelik is om aan te neem dat magte in die buiteland toegang kon gehad het tot hierdie organisasie, ek bedoel die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, sou hulle 'n aanslag op Dr. Verwoerd se lewe wou onderneem, of so 'n aanslag wou van stapel stuur. Wat weet ons wel van hierdie gebeure? Ons weet dat Tsafendas in Durban gesien is die vorige jaar gedurende 1965 as 'n besoeker by die kantore van Rowley Arnstein, 'n bekende lid van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, 'n geluiste kommunis en uiteraard ook verbind met die genoemde revolusionêre elite in Johannesburg. 'n Rede is gevind om Tsafendas van een hawestad na 'n ander hawestad te verplaas. Dit is baie bekend dat kommuniste aktief is in hawestede. Dit gee aan hulle die geleentheid om te vertrek of aan te kom of met buitelandse kontakte verbinding te neem. Hy is dus van Durban na Kaapstad. Tsafendas is na bewering daarheen om 'n vriendin te ontmoet. Dit kon net sowel 'n taktiese ontplooiing gewees het, dat hy gevra is deur die party om hom daar aan te meld, om hom sodoende nader aan sy teiken te bring. In Kaapstad aangekom, het hy begin werk soek en het aangeklop by die distriksgeneesheer om 'n mediese verslag te bekom. Dit was maar selde verpligtend om 'n mediese sertifikaat by aansoek vir werk in te dien. Dit was dus vreemd dat hy dit aangevra het. Moontlik moes die komplekse verhaal van sy geestestoestand op hierdie manier in die Kaap op rekord kom by 'n sielkundige. Hy het wel 'n positiewe verslag bekom en iets wat later in die hof toe ter sprake gekom het. Dan was daar sy noue kontak met die bemanning van die Eleni, 'n Griekse skip wat in Augustus maand 1966 in die Kaapstadse hawe gelê het. Daar het Tsafendas 'n vuurwapen probeer bekom, 'n poging wat toe misluk het. In die regterlike kommissie se verslag was die gevolgtrekking dat die dood van Dr. Verwoerd 3 dae voor die sluipmoord wel onder die bemanning ter sprake gekom het. Dit kon net gebeur het omdat Tsafendas in kontak was met die Eleni en dat hy sy planne met die lede van die bemanning sou bespreek het. Dit dui ook alles op 'n vorm van beplanning vooraf en dus ook op medepligtigheid, moontlike medepligtigheid. Die tergende vraag waarmee ons nog altyd worstel is, het Tsafendas 'n opdrag gehad wat hy in Kaapstad moes uitvoer? Sy bewegings en die omstandighede wat oor hom bekend geword het, dui sterk op so 'n moontlikheid. So 'n opdrag kon gekom het van verskillende akteurs binne die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, besmoontlik selfs ingegee en ondersteun deur magte van buite die republiek. Hoe ook al, die Van Wyk Kommissie het nooit die rol van die Durbanse prokureur Rowley Arnstein en die beweringe van Tsafendas se besoeke aan hom behoorlik ondersoek nie. Selfs nie nadat Rowley Arnstein voor die hof gedaag is en daar berigte oor die hofverrigtinge in die pers verskyn het nie. Van groot belang vir die beoordeling van die gebeure van 1966 en die voortgaande spekulasies oor Tsafendas is 4 belangrike publikasies wat elk besondere lig werp op die geskiedenis wat ons hier bespreek. Ek verwys hier na die boek van Dr. Alan Bird wat in 1992 verskyn het met die titel Bird on the Wing. Alan Bird was 'n neurochirurg van Johannesburg en ook 'n groot vriend van Dr. Verwoerd in later jare. Dan ook die boek van meneer Jaap Maree, genaamd Die Era van Verwoerd. Die boek oor David Pratt, wat deur sy dogter Susie Casanova geskryf is, en die biografie van Tsafendas wat in 2018 gepubliseer is deur die outeur Harris Dusemitsis. Die ernstige implikasies van hierdie 4 boeke se getuienis word byna nooit in verband gebring met besprekings oor die 2 aanslae op Dr. Verwoerd se lewe nie.
Ons kan ongelukkig nie al die besonderhede nou hier behandel nie. Dit sal ons te ver neem. Ek gaan net kortliks na hierdie bronne verwys. In Dr. Ellen Bird se boek, Die gesiene neuroloog van Johannesburg, rapporteer hy breedvoerig oor die rol van wat sy vernoot Solly Jacobson in die lewe van David Pratt gespeel het. Onder andere dat Pratt deur die sielkundige en kommunist Jacobson onder hipnose behandel is. Dit was dan ook vreemd dat Solly Jacobson kort na Pratt se mislukte aanslag in 1960 by Milner Park na Londen uitgewyk het. Duidelik uit vrees dat hy geassosieer sou word met die sluipmoordenaar en die aanval op Dr. Verwoerd. Die vraag word dan ook dikwels gevra of Tsavendas moontlik ook onder hipnose beïnvloed is. Dit is baie betekenisvol dat dit wel gebeur het in Pratt se geval, dat hipnose gebruik is. Op hierdie aspek het die Van Wyk Kommissie nooit ingegaan nie. In meneer Jaap Maree se boek word die politieke aanvalle op Dr. Verwoerd in die aanloop na David Pratt se aanslag en dan weer in 1966 in die aanloop na Tsavendas se daad in groot besonderhede behandel. Dit is 'n meesterlike ontleding wat verdien om baie ernstig opgeneem te word. Nee, Maree laat geen twyfel nie dat die twee aanslae op Dr. Verwoerd se lewe polities gemotiveerd was en dat gebeure voordat die aanval plaasgevind het, dui op 'n beplande en gekoördineerde veldtog om hom te verwyder. Dan is daar David Pratt se oudste dogter Susie, wat in 2017 haar familie se geskiedenis gepubliseer het, onder haar huweliksvan van Casanovi. Die fokus in hierdie boek val op haar vader en sy suggereer reeds in die titel dat sy van mening is dat David Pratt deur ander persone beïnvloed en inderdaad misbruik is. Die volledige titel van haar boek is The Unwitting Assassin, The Story of My Father's Attempted Assassination of Prime Minister Hendrik Verwoerd. Sy onthul dat haar vader by verskillende geleenthede onder hipnose behandel is, deur 'n mediese vriend van wie sy niks gehou het nie, en met wie David Pratt dikwels in 'n politieke gesprek was. Sy onthul ook dat 'n vreemde persoon in die geselskap van David Pratt gesien is by Milner Park en dat dit moontlik die verdagte vriend kon gewees het. Die moontlike gebruik van dwelmmiddels in Pratt se geval is ook ter sprake. In Harris Dusemitsi se boek 2018 word 'n magdom gegevens oor Tsavendas verskaf. Die skrywer beweer dat Tsavendas se bekende storie dat hy deur 'n wurm in sy ingewande getuister is en dat dit die rede vir die sluipmoord sou gewees het, dat daardie storie inderdaad vooropgesette toneelspel was. En wanneer dit hom gepas het, hierdie storie het hy dit meermale oorsee ook gebruik, waar hy hom voorgedoen het as 'n versteurde of persoon met sielkundige behoeftes. Die boek skilder 'n profiel van Tsavendas as 'n heldhaftige stryder teen onreg. Maar dit verskaf ook nuwe inligting oor sy politieke agtergrond en sy algemene neiging tot gewelddadige optrede. Hy was dus die tipiese persoon wat deur die kommunistiese party gebruik kon word vir so 'n sluipmoordaanval. Die boek se argument is dat Tsavendas inderdaad apartheid sou vermoor het, dat hy juist Dr. Verwoerd om die lewe gebring het as 'n opsetlike politieke daad. Dit verskil heeltemal met wat die kommissie bevind het en wat tydens die hofverrigtinge beweer is. Die publikasie van Dusemitsi se boek se doel was om die beeld van Tsavendas as die alleenlopende, versteurde mens wat nie geweet het wat hy doen nie, om dit te weerlê. Daar is genoeg getuienis in hierdie biografie wat die gevolgtrekking ondersteun. Tot watter gevolgtrekking kom mens wanneer hierdie belangrike inligting ontleed word? Die oortuiging word deurgaans versterk dat die sluipmoord op 6 September 1966 nie uitgevoer is deur 'n kranksinnige, verdwaalde enkeling nie, maar inderdaad deel was van 'n politieke beplanning, waarin die sluipmoordenaar heel waarskynlik deur ander magte agter die skerms beïnvloed en gebruik is om die misdaad te pleeg.
Soos in 1960 was die oogmerk in 1966 ook om die eerste minister van Suid-Afrika te verwyder, om sodoende die blanke regering te verswak en om die blanke volk in onsekerheid te dompel. Kyk maar net na die feit dat die Amerikaanse tydskrif Time 'n lang artikel oor Dr. Verwoerd gepubliseer het slegs 'n week voor die sluipmoord. Die tydsberekening daarvan spreek boekdele. In Time se uitgawe word die grond klaarblyklik voorberei vir die situasie wat sou ontstaan het na die dood van Dr. Verwoerd. Daar word met groot bravade beweer dat daar binne die Nasionale Party glo twyfel sou bestaan het oor sy beleid en dat messe getrek word binne die geleedere van die party. Onthou dat dit volg na die klinkende oorwinning van Dr. Verwoerd by die stembus in Maart. So dit was 'n klaarblyklike valse bewering. Die presiese bewoording wat gebruik word in die artikel is "The knives are out in the National Party." Dat Dr. Verwoerd juis met 'n dolk om die lewe gebring is opvallend en betekenisvol. Wat verder van betekenis is die feit dat die idee geplant word dat dit juis van binne die kringe van Dr. Verwoerd se eie party sou gebeur. In die Sunday Tribune, ook kort voor die sluipmoord, in die uitgawe van laat Augustus 66 word uitdruklik verklaar dat daar planne beraam word om van Dr. Verwoerd ontslae te raak en om in sy plek Dr. Anton Rupert van buite die politiek in te bring as die nuwe leier van die Nasionale Party, dus om hom te vervang as eerste minister. 'n Absoluut ongehoorde aksie in die Suid-Afrikaanse politiek, iets wat inderdaad op 'n staatsgreep sou neerkom. Wie sou Dr. Anton Rupert so kon aanstel, kan mens vra. En dit sou indruis teen elke demokratiese norm, omdat hy geen rol in die Nasionale Party gehad het en in die Volksraad 'n lid was nie. Hierdie twee voorbeelde, die berigte in Time en die Sunday Tribune, toon oortuigend aan dat die sluipmoord in 1966 vooraf gegaan is deur berekende propaganda in die media, dat Dr. Verwoerd weens sy beleid verwyder moes word. Tsafendas was sonder twyfel 'n instrument van magte weier as sy kontakte in die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Die sluipmoordenaar kan duidelik verbind word via sy kontak met Rudi Arnstein en ander met die revolusionêre elite in Johannesburg, wat onthul is tydens die arrestasie van die Rivonia sameswerders. Daardie revolusionêre Joodse faksie was met verskeie instansies in die buiteland verbind, veral organisasies in Londen en die Britse regering. Brittanje en Amerika het saamgewerk en hulle het saam Dr. Verwoerd se onwrikbare leierskap beleef as 'n struikelblok in 'n pogings om die wêreld na hulle sin te bestuur. En dit is 'n werklikheid wat ons in ons eie geskiedenis telke male ervaar het. Tydens ons twee vryheidsoorloë in die 19de eeu, na 1948 en veral weer na republiekwording op 31 Mei 1961. Die rol van Brittanje en Amerika is in ons dag steeds duidelik sigbaar in verskillende omstrede gebeure dwars oor die wêreld, soos ons dit vandag beleef. Die fout wat dikwels gemaak word, is om die sluipmoord op Dr. Verwoerd, die aanvalle op sy beleid en sy moedige optrede teen buitelandse druk, as net 'n verbygaande fase te beskou, as iets wat net met sy persoon te doen gehad het. Ons moet egter die perspektief behou dat die aanslag wat op hom gerig was, inderdaad beoog het om die blanke regering van die Republiek van Suid-Afrika tot 'n val te bring, om opstand te bewerkstellig en om 'n reeks van gevaarlike toegewings af te dwing. Om die land oor te neem en 'n swart meerderheidsregering in te stel, moes die blanke bewind in die Republiek deurgaans voorgestel word as 'n wit minderheidsregering. Dit is so uitgedruk in die buitewêreld in weerwil van die beplanning om aan elke volk selfbestuur en staatkundige vryheid te laat toekom op 'n ordelike en vreedsame wyse. In die beplanning van die Rivonia sameswerders
in 1962-63, het dit nie gegaan daaroor om apartheidsmaatreëls te probeer verander nie. Die oogmerk van operasie Maaiboye was om 'n gewelddadige revolusie te ontketen, deur middel van sabotasie, terreur teen die blankes, as ook verwagte militêre ingryping vanuit die buiteland. Dit het bittermin te doen gehad met aparte banke in die parke, aparte ingange by die stasies en die poskantoor of pasboeke wat swart mense moes dra. In 1899 het president Paul Kruger vir Mulder in Bloemfontein gesê: "Jy wil nie die stemreg hê nie, jy wil my land hê." En so was dit ook in die tyd van Dr. Verwoerd. Die ware oogmerk was nie om skeiding en die wette wat daarmee verband hou te verander nie, maar om die land met al sy rykdomme in te palm en dit in die hande van 'n swart regering te plaas. Nou waarom sou dit so gebeur, kan mens vra. Soos reg deur Afrika kon die geldmagte van Londen, van New York en Washington die swart regerders maklik omkoop en steeds hul hou vas op die minerale rykdomme en ander hulpbronne van Afrika behou. Dit sou dus vir hulle nie saak maak of daar 'n swart regering is nie. Dit sou dit alleen vergemaklik. Die regerings van Afrika kon deur middel van staatslenings gevange gehou word, en kyk nou maar net waar die swart bewind van Suid-Afrika se staatsskuld vandag staan. En dit is die perspektief wat ons moet behou wanneer Dr. Verwoerd se leierskap en sy tyd as eerste minister beoordeel moet word. Die politieke gebeure kort na die sluipmoord op Dr. Verwoerd het dubbel en dwars bewys dat sy beoordeling van sake in ons land berus het op kennis, insig en groot wysheid. Sy kennis van die sosiologie, sy redakteurskap by die Transvaaler sedert 1937 en in die oorlogsjare, dit het hom alles voorberei om landsake en belangrike wêreldgebeure goed te beoordeel. Hy het onvermoeid die belangrikheid van skeiding en afsonderlike ontwikkeling beklemtoon as die grondvoorwaardes vir die voortbestaan van die blankes in Suid-Afrika en daarom ook vir die voortbestaan van die Afrikaner volk self. Daar word dikwels gesê dat Dr. Verwoerd die argitek was van apartheid, maar natuurlik is dit nie heeltemal die waarheid nie. Apartheid was die strewe van die Afrikaner volk en dit is nagevors die hele rassesituasie, die rasseprobleem gedurende die 40er jare wat in die Sauer-verslag, die bekende Sauer-verslag in 1947 gepubliseer is. Die verkiesing van 1948 het berus op die Nasionale Party se gehele aanspraak daarop dat daar skeiding in Suid-Afrika moes wees en dat dit moes kom. Dr. Verwoerd het natuurlik daartoe as minister van Naturelle Sake 'n groot bydrae gelewer. Later in sy bekende toespraak by Loskopdam op 4 September 1965 het hy hierdie wetmatigheid van skeiding in besonderhede behandel. Die beginsel van skeiding moes op elke gebied gehandhaaf word, in sport en vermaaklikheid, in die sosiale lewe, in die onderwys, in die Afrikaanse kerke en in die politieke ontwikkeling van Suid-Afrika. So alleen, het hy gesê, sou blanke Suid-Afrika kon vooruitgaan en 'n veilige vaderland aan toekomstige geslagte kon oordra. 7 jaar tevore, op 16 Desember 1958, slegs 'n paar maande nadat Dr. Verwoerd as leier van die Nasionale Party verkies is, het hy verwys na die stryd rondom die regering se rassebeleid. Dit was tydens die geloftefees daardie jaar by Bloedrivier. Dr. Verwoerd het gewaarsku: wanneer daar gepraat word soos in Europa en ook deur sommige in ons eie land dat die oplossing van hierdie stryd geleë is in die samevoeging van alle mense, sogenaamde integrasie, begryp hulle nie dat dit nie eenwording sal wees nie. Al wat gebeur is die vernietiging van die blankerdom. Nie integrasie nie, maar disintegrasie.
disintegrasie van die blankedom, van die beskawing en van die godsdiens wat ons geërf het. Dit is die enigste gevolg, het hy gesê. Vandag, in die jaar 2025, kan almal sien wat die resultate is van die sogenaamde eenwording en integrasie wat vanaf 1994 in ons land onderneem is, onder 'n swart meerderheidsregering. Dit het geen eenheid gebring nie, maar juist die teenoorgestelde, met al die kwade gevolge wat ons daagliks beleef. Suid-Afrika se infrastruktuur het agteruit gegaan in elke belangrike sektor. Die blankes het beheer oor hul eie sake verloor. En almal, swart en wit, het in 'n nagmerrie van misdaad, geweld en korrupsie beland. Werkloosheid, soos jy almal weet, het die hoogte ingeskiet. Die staatsskuld het eenvoudig net bly styg. En honderde duisende blankes het die land sedert 1990 verlaat. Na beraming 'n goeie 800.000 tot 1 miljoen blankes. Soos Dr. Verwoerd dit gestel het, nie integrasie nie, maar disintegrasie sal die enigste gevolg wees. Maar baie Afrikaners vandag hulself nie met Dr. Verwoerd en met die beleid van apartheid wil vereenselwig nie. Soos dit selfs ook gebeur onder sogenaamde konservatiewe leiers. Sluit hulle die oë vir die wysheid van hierdie groot staatsman, Dr. Hendrik Verwoerd. Hulle sien nie die verband tussen die vernietiging van die Verwoerd-ideaal, wat in werklikheid 'n volksideaal was, en die klaaglike mislukking van Mandela en de Klerk se nuwe Suid-Afrika nie. Dr. Verwoerd het die insig gehad dat dit nooit kan werk nie. Hy kan saam met presidente Paul Kruger en M.T. Steyn gesien word as volksleiers wat tot die uiterste toe getoets is, leiers wat die gevaarlikste omstandighede te bowe moes kom. En wanneer ons na hulle lewens kyk, besef ons, deur hul morele moed, hul integriteit as leiers, deur hul geloof en standvastigheid, het hulle die Afrikaner volk uit groot gevare gered. Hulle het ons as Afrikaner volk onmeetbaar verryk. Hulle het ons volk geïnspireer in donker tye, en hul werk het ons land tot eer gestrek. Mag ons hierdie leiers van die 20ste eeu nooit vergeet nie, en mag ons Dr. Verwoerd in ere hou vir sy diens aan sy land en sy volk. Soos president Kruger in sy laaste boodskap die hoop op herlewing in die toekoms uitgespreek het, het Dr. Verwoerd op sy beurt sy oog op 'n ideaal vir die toekoms gevestig. Laat ons dit aanneem as 'n opdrag aan elkeen van ons. En aanval. En as dit so mag wees, dan lê vir Suid-Afrika, hierdie republiek, sy goue eeu voor. En dan kan ons die vraag stel, wat sal ons van daardie goue eeu maak? Dit is sterke bene wat die weelde kan dra. Is ons bene as volk sterk? Sal ons, as ons gevrywaar word van aanval en teenspoed, uit ons voorspoed kan bou groot geestelike waardes? Sal ons bydraers word tot die kuns en die wetenskap? Sal ons gelowig bly? Of sal ons lamsakkerig word, soos ook al gebeur het met nasies in hulle voorspoed? Dit hang af van die karakter van ons volk. As ons as ouers, as ons as opvoeders, die geleenthede wat ons besit reg gebruik, dan kan ons van hierdie jong volk 'n kragtige en 'n groot volk maak. En dit is my hoop, en dit is my geloof. Ek glo in ons volk.